Die ou mense het gesê, as jy met vuur speel, gaan jy een of ander tyd jou vingers brand. En ons weet hoe waar dit is. 'n Klein vlammetjie wat eers onskuldig lyk, kan sommer baie vinnig 'n groot onbeheerbare veldbrand word. Vra maar die boere wat al met veldbrande moes sukkel. 'n Veldbrand begin klein, 'n vonkie, 'n klein vlammetjie, iets wat jy amper kan miskyk. Maar as daardie klein vlammetjie droë gras kry, wind kry, goed kry wat lekker brand, dan ruk dit vinnig hand uit. Om 'n klein vuurtjie dood te trap is dalk nog moontlik. Maar as dit eers 'n veldbrand geword het, is die skade vernietigend. Plase, diere, huise, oeste, soms selfs lewens. En vanaand moet ons eerlik vra, is dit nie hoe sonde ook maar in ons lewe werk nie? Kan iets wat klein in die hart begin, nie ook later 'n verterende vuur word, wat ons nie meer kan beheer nie? Goeiedag, ek nooi jou om weer saam met my stil te word rondom die woord van die Here. Ons gaan hierdie keer lees uit die brief van Jakobus en daarvan die eerste hoofstuk vers 12 tot en met vers 18. Jakobus 1 vers 12 tot en met vers 18. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie julleself mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Tot sover lees ons dan saam uit die woord van die Here. Die skrif sê ook, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Jakobus begin hier met 'n belofte. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. Die Here sien die mens wat onderdruk is, wat swaar kry, wat versoek word, maar wat nie van hom af wegdraai nie. En daar is 'n belofte. Hy sal as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Want in daardie volharding van daardie mens teen die versoeking, in daardie sterk staan in die stryd, word dit duidelik dat daardie mens die Here waarlik liefhet. Maar nou weet Jakobus ook wat met ons gebeur wanneer versoekings kom. Ons soek baie keer verskonings wanneer ons aan versoekings toegee. Ons sê maklik, dis my omstandighede. Kyk, dit is ander mense wat my so laat struikel het, dis ander wat my verlei het, of dis die druk waaronder ek leef. En soms gaan ons nog verder, sê Jakobus, en gee ons die skuld aan die Here. Die Here het my in versoeking gebring, die Here het my mos in hierdie situasie gebring. Hoe kon hy? Hy weet dan hoe swaar ek kry, hy weet ek sal toegee, hoe kan hy hierdie versoeking oor my pad bring? Jakobus sê reguit, ons kan en ons mag nie die skuld vir ons sonde voor God se deur kom lê nie. God kan nie deur kwaad verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. God lok jou nie in die sonde in nie, hy speel nie met jou swakheid nie, hy stamp jou nie oor die afgrond nie. Nou waar kom verleiding dan vandaan? Jakobus sê, uit ons eie begeertes. 'n Mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep, sê hy. Dit kom van binne ons, nie van buite ons nie. Ja, hierdie waarheid is maar 'n bietjie ongemaklik, want skielik vat dit al ons verskonings weg. Die probleem lê nie buite my nie, dit lê in my. Daar is iets in my eie hart
wat reageer op die versoeking, iets wat begin luister, iets wat juis dit wil hê wat God verbied. Ja, sonde begin baie keer klein, net as 'n gedagte, net 'n kyk, net 'n idee wat ek vertroetel in my binneste, 'n prentjie wat ek vir myself skep, wat ek voed en wat ek warm hou. Soos 'n vonkie, 'n klein vlammetjie wat ek dag na dag aan die gang hou en elke keer gooi ek net nog 'n bietjie brandhout op. Dink ek net nog 'n bietjie daaraan, koester ek dit net nog 'n bietjie in die geheim. Ek speel met gedagtes, met begeertes, want ek dink ek sal dit kan beheer. Tot dit op 'n dag hand uitruk en sonde soos 'n veldbrand in my lewe begin woed. Net 'n begeerte wat ek nie voor die Here bring nie. Net 'n leuen wat ek glo. Ag, dis tog nie so erg nie. Ek kan ophou wanneer ek wil. Maar Jakobus sê, pas op. Begeerte bly nie 'n onskuldige gedagte in jou kop nie. Dit lok jou nader, dit sleep jou saam, en as jy dit aanhou voed, dan bring dit sonde voort. En sonde bly ook nie staan waar dit begin het nie, dit groei, dit word ryp. En ons moet weet, sê Jakobus, uiteindelik loop dit uit op die dood, die ewige dood. Dit is hoekom die beeld van 'n veldbrand so toepaslik is wanneer ons oor die sonde praat. Die groot gevaar begin nie eers wanneer die vlamme meters hoog in die lug staan nie, dan is dit reeds buite beheer. Die gevaar begin by die klein vlammetjie wat met brandgoed gevoer word. So werk die sonde ook. Die daad wat almal later sien, die daad van sonde wat mense later sien, het dikwels lank tevore al in die hart begin brand. Jesus bevestig dit waar hy in Matteus 5 vir ons leer dat ons sonde nie eers sonde word wanneer dit 'n sigbare daad word nie. Ons harte lê oop voor die Here. Wanneer ek in my hart begin begeer wat God verbied, wanneer ek iets koester wat teen sy wil is, koester ek reeds die vonk en die vlam van die sonde. Die Here kyk nie net na wat my hande doen nie. Hy kyk ook na wat ek in my hart liefhet, na wat ek in my hart verskoon en in my hart wegsteek. En daarom gaan die stryd teen die sonde dieper as 'n stryd net teen dit wat ek verkeerd doen. Dit gaan oor my hart, my denke, die gedagtes wat ek heimlik koester, want dit is daardie gedagtes wat eindig in sonde wat lei tot die dood, sê Jakobus. Dit gaan ook oor wat ek glo wanneer die versoeking kom. Glo ek God is goed, glo ek sy gebod is my lewe, dat ek lewe deur sy woord, of glo ek die leuns van die Satan, dat hierdie begeerte vir my iets gaan gee wat God van my wil weghou. Daarom sê Paulus in Romeine 12, dat ons nie aan hierdie sondige wêreld gelyk moet word nie, maar dat God ons moet verander deur ons denke te vernuwe. Die oorwinning oor die sonde begin nie by die uiterlike vertoon nie. Dit begin wanneer God se woord my denke oopbreek, my vals verskonings ontmasker en my weer leer om die waarheid oor God, oor myself, oor sonde te glo. Oorwinning oor die sonde begin wanneer ek die woord en die gees van God toelaat om my denke nuut te maak, sê Paulus in Romeine 12. En dit is juis die troos wat Jakobus aan die einde van hierdie gedeelte vir ons wil gee. God bring ons deur die woord van die waarheid tot lewe. Begeerte bring sonde en sonde bring dood, maar God bring lewe deur sy woord. En daardie woord bring ons na Christus toe. Hy is self die lewende woord. Hy het ook versoeking in hierdie wêreld geken, maar hy het nie gesondig nie. Hy wat nie net gekom het om vir ons 'n voorbeeld te stel nie, maar om waarlik ons sonde te dra, asof hy self daaraan skuldig was. Wat gekom het om ons skoon te was en ons deur sy oorwinning ook die sonde te laat oorwin. Nou, hoe maak ons dan seker dat daardie klein vlammetjie van ons sondige begeerte nie ontaard in 'n verwoestende brand nie? Ons bring dit in nederigheid en afhanklikheid na God toe. Wanneer jy worstel met begeertes, met sondige gedagtes, kom na God toe. Van hom kom alles wat goed is. Noem daardie begeerte of worsteling van jou by die naam. Moet dit nie wegsteek nie. Moet dit nie voed nie, moet dit nie met mooi verskonings beskerm nie. Moenie dat dit 'n veldbrand word nie. Sny dit af. Trap dit dood. Noem dit by die naam
en lê dit by die voete van hom wat elke sonde en elke begeerte oorwin het. Ja, vlug na Christus toe. Nie net met 'n mooi hart nie, maar met jou regte hart, met die begeertes, die verskonings, die swakheid, die vuilheid en die selfbedrog. Hy roep jou nie net weg van die sonde nie. Hy roep jou terug na hom toe, terug na die woord, terug na die lewe wat hy deur sy woord vir jou wil gee. Amen. Here, U ken my hart. U sien die begeertes wat ek wegsteek en die vuur wat ek soms aanhou stook. Moet my tog nie aan myself oorlaat nie. Bring my deur U woord terug na Christus, vernuwe my denke, reinig my hart en leer my om in gehoorsaamheid voor U te leef. Amen. Heer, kom bly tog by ons hoor. Kom breek ook vir ons die brood. En seën ook ons huis, Heer, ons verlang is groot. Na U vergifnis, Jesus, wees ons lewensbrood. Geloof